And so I am now embarking upon my message to you. You, the righteous people of God, who are going to be here when this happens, you must embark, as Abraham did, upon intercession. And you must ask the Lord to spare the country, to spare your children, to spare your family, to spare your loved ones, to spare you from the violence that will break out. The Lord has shown me that there is great turmoil, destruction, bloodshed, that there is big trouble coming to South Africa. Judgment will come to those who do not keep the law of the Lord. I give you a sign, they will burn everything. This that is to be upon this country is not normal. You've had a sporadic here's and there's, but it's going to get hotter. And some of you are going to be right in that furnace, right in that fire. And those fires are going to be all around you. They will close the airports, and you will not get in or out. Oh, they won't close the airport. How in the world can they do that? They will close the airports to domestic traffic. The airport will be open to those that have access by virtue of placement and authority, such as it be. But you, folks, if you don't have a number, if you're not on their list, you don't get on. Hartlike goeiedag kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending. Ek het nou so vinnige uittreksel vir u gespeel uit profeseë van Roger Thiel oor Suid-Afrika, wat Johanna Brandt maar net bevestig, of hulle mekaar bevestig, wat oom Siener ook maar net dit bevestig, en Roger Thiel hom bevestig, as ook David Wilkerson, en natuurlijk die Bybelse profete soos Sefanja en ander oor Suid-Afrika. En kykers en luisteraars, met profeseë gaan dit soos wat my pa altyd gesê het as dit droog was. Hy het altyd as dit droog was, het hy altyd vir my gesê, toe maar elke dag is 'n dag nader aan die reën. En dit was 'n baie positiewe uitgangspunt om so daarna te kyk. In plaas van na die droogte en elke dag wat droog is, kyk jy en besef jy elke dag is 'n dag nader aan die reën. Nou profeseë is baie dieselfde in terme van daar word vir baie jare of daar word geprofeteer en dan kan daar honderde en selfs duisende. En in ons geval nou met hierdie profeseë wat ek nou vir u gespeel het vinnig, soos ek sê, waar al die ander by aansluit, praat ons van 'n profesie wat 1994, ons praat van 3 dekades, waar dit voorspel is, en ons het gesien hoe dat dit met tyd ontwikkel, hoe Suid-Afrika met tyd uitrafel, soos Rick Joyner wat ook profesie oor Suid-Afrika gesê het, dat Suid-Afrika sal deteriorate tot op so punt, so met ander woorde agteruitgaan, tot op so punt, laat dit 'n basiese regeringsloos raak, chaos, anargie. En ek wil maar net u daarop vestig, wat ons die afgelope week gesien het, die afgelope onlangse tyd. Ons het gesien van die oproer en die onrus en die optog en die protes daar in Gansbaai, ons het gesien in die Kaap, ons het in Vosloorus gesien, waar duisende kinders mobiliseer vir welke rede ook al. Dit word nie op die video vermeld nie, maar ons sal hierdie video's vir u speel so sommer terwyl ek praat, hoe dat duisende skoolkinders mobiliseer. U sal weet dat ek 'n paar jare gelede gesê het, die dag wanneer die jeug betrokke raak, is altyd 'n baie gevaarlike dag. Maar ja, ons sien hoe die duisende skoolkinders nou ook daar in Vosloorus en dan ook in Soweto het ons die onrus gesien hierdie afgelope week en steeds, ons sien dit ook, ons het in Germiston gesien, waar die geboue, die binnelandse departement van Binneland se geboue afgebrand het,
So ons sien en ons het nou gehoor dat Roger Thiel het gesê een van sy tekens, hy het ons 2 gegee. Die een is hulle sal alles begin brand, so ons moet daarna oplet. Want ons sien hierdie vervullings is ons besig om te sien voor ons oë uitspeel en in vervulling te gaan. En die media het 'n oulike manier om ons besig te hou. En dis die gevaar. Dit laat my so dink aan, u was nou al baie van u was in die wildtuin of kyk miskien hierdie natuurvideo's. Ek is baie lief vir natuurvideo's. En laat my so dink aan hierdie rooibok rammetjies wat so beklein met mekaar en die rooibokke daar op die oewer van die rivier. En eintlik dan in daai oomblikke totaal vergeet van 'n leeu wat daar kan skuil, 'n jagter, 'n luiperd wat daar kan skuil, en dan sommer so in die beklei bietjie met mekaar op die sand, en dan kom ons drink gou water van die krokodil, wat stadig maar seker ingekom het, en hierdie rooibokke sien stoei het hier op die wal, hierdie 2 ramme, en stadig homself kom posisioneer het, want hy weet nou al deur eeue se ondervinding en genetika wat vasgelê is, aanpassings, het hy nou al geleer, as hulle nou so hier op die wal is, hulle gaan nou kom water drink. En hy is klaar geposisioneer, en ek dink hierdie vervulling van hierdie profesie spesifiek van Roger Thiel en al die ander wat hierby aansluit, David Wilkerson en almal daarmee saam, is maar presies daai situasie van, die media hou vir ons hierbo besig, met hierdie geveg tussen die ramme, en daar was die hoof van die weermag nou in Iran, en hy het daar dinge gesê, en nou is dit die nuus van die dag, en môre is dit weer iets anderster, en oormôre weer iets anderster, en eintlik al hierdie anders, al hierdie nuus, kom tot niks nie, beteken eintlik niks nie. Maar terwyl al hierdie gespelery, hierdie politieke ry plaasvind, terwyl en wyl dit plaasvind, op die wal, is die krokodil besig om in te sluip. En ons moet ons oog nie op hom verloor nie. Ons moet tog op die uitkyk wees, kykers en luisteraars, dat terwyl hierdie krokodil, hierdie onrus, hierdie brand wat nou in Germiston, ons moet hierdie dinge monitor. Want ons is in baie vervullende tye. Ons is in die tye waar die Amerikaners wil veg oor beheer oor Suid-Afrika. Ons is in die tye waar die Chinese daaroor nie beheer wil verloor nie. Ons het Zuma en die Zulus en Natal wat in 'n sekere deel van hierdie magstryd inpas. Ons het die DA en die Kaap wat weer in 'n ander deel van hierdie magstryd inpas. So hier kan nou van alle kante af, en nou moet ons versigtig wees, dat ons nie vasgevang raak in hierdie geveg, hierdie breë stroom media van elke dag. En dit is belangrike nuus, dit is belangrik want dit sê weer iets wanneer die hoof van jou weermag gaan na Iran toe, dit sê weer iets op sigself, dit het weer sy eie verhaal, so dis nie dat ek dit afmaak nie. Wat ek sê is, die gevaar daarin, dat ons so bedrywig raak met die breë stroom, met ons daaglikse oorlewingsstryd, wat ons almal het net om kop bo water te hou, en saam met dit dan nog, al wat jy sien is die media, wat nou dit sê en daaroor bohaai maak, en die aandag daarop vestig, terwyl hierdie krokodil, hierdie vervulling van die profesie, hierdie brande, hierdie onrus besig is, om nie net meer te smeel nie, maar orals uit te kook, oor die pot te spat. Jy weet, die spatseltjies as 'n pot so kook. Orals moet ons, en ons moet daarna oplet, dat ons daardie tekens nie mis nie, en ons daarmee saam nie ag gee en gehoorsaam is aan die rede waarom die Vader die profesie vir ons gegee het nie. Hy het dit tog vir u en vir my gegee vir 'n rede. Eerstens sê ek altyd, om ons tot bekering te bring. Want u sal hoor dat Roger Thiel sê, dat dit is God se strafgerig oor ons, omdat ons sy wee en sy insettinge en sy verordeninge verlaat het. En dan tweedens is hierdie profesie tog gegee. Eerstens om vir ons te sê, ons is op die verkeerde pad, keer terug. Maar wanneer jy dan teruggekeer het, en terugkeer, dan is die profesie se doel tog dan, om vir jou as 'n kind van die Skepper, as 'n kind van die ek is wat ek is, as 'n kind van die Allerhoogste, deur sy Seun en sy Gees, die advies te gee, die raad te gee, die handelswyse te gee, hoe jy kan optree dan tydens, uit gehoorsaamheid aan die Vader, deur sy profesie, hoe jy dan kan optree. En dit is wat ek altyd sê, waar Suidlanders ingekom het oor die afgelope 25 jaar, om die waarskuwing te rig, om saam met die profesie,
hierdie waarskuwing terug vir u te wys die praktyk, die werklikheid, hoe dit aansluit by die profeseë, hoe dit met ander woorde in vervulling kom. En ons nou na daardie punt toe loop waar Siener gesê het, ons gaan ons hand voor ons oë nie kan sien. Nou daarvoor glo ek is Suidlanders geroep, en ek glo ander organisasies ook, wat opreg is uit die aard van die saak, is geroep om dan in sulke tye, en ten tye van sulke tye, van anargie en chaos, en hand nie vir die oë sien nie, dan daar is om mekaar te ondersteun, mekaar te help. En daarom van Suidlanders se kant af, is ons al 25 jaar aan die oprig, en departemente, en provinsiale leiers, en streeksleiers, en sameroepers, en groepleiers, en alles daarmee saam, en 'n uitvoerende raad, en 'n finansiële direksie, en 'n departementshoofde, nasionaal, en 'n onderleiersraad, en alles hierdie is opgebou, oor jare, en nou kan u daarin deelneem, en daaroor kan u besluit. En as u nie wil deelneem nie, en u is wel bekommerd oor hierdie, sluit aan, of subscribe, raak deel, as u nie wil deel raak nie, stuur minstens hierdie video uit, sodat iemand anders ook kan besef, wat nou naby is om te gebeur, want ons sien tog, hoe hierdie profesie nou voor ons oë in vervulling gaan, en er duidelike Roger Thiel, in Rick Joyner, in Johanna Brandt, in Oom Siener, in David Wilkerson, in die Bybelse profesie, Sefanja 3 sê, hier in Suid-Afrika, sal dit geringe, elendige volk oorbly, wat by die naam van die Vader skuiling gesoek het. Deur sy Seun en sy Gees, skuiling gesoek het. So geringe, elendige. Nou dan maak Roger Thiel sluit ons daarby aan. Oom Siener sluit ons daarby aan. Johanna Brandt sluit ons daarby aan. Sy het net sekere spesifieke gesigte gehad. En so het hulle almal aangesluit by hierdie een en duidelike boodskap. So laat hierdie onrus wat ons sien oral uitprit, die proxy gevegte, die finale afmetings. Ek sal goed onthou, 'n tyd gelede het professor Michael Houg van die fakulteit strategiese studies, dink ek, by Tikkies, het hy gepraat van, en het vir my 'n baie mooi sin gestel, this violent protest that we are seeing now precipitate the final stages of a revolution. En dit is waar ons nou is. Ons is nou in die finale fases van die revolusie. En dan, wanneer hy sê finale fase, wanneer jy vlug, wat geprofeteer is, deur David Wilkerson, deur Johanna Brandt, deur Oom Siener, deur Roger Thiel, wanneer daardie vlug, waarheen vlug jy? Saam met wie vlug jy? Saam met wie is jy? Wat se reëlings is daar getref? Wat se paaie is daar getoets en gery? En alles daarmee saam. Sluit aan, subscribe, raak deel, jy moet 'n pragtige week hê, tot ons weer praat. Totsiens.